Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaar se stilte. As ons vandag so in mekaar se stilte sit, gaan ons ook besin oor wat dit beteken om kontemplatief stil te raak. En hier gaan ons sterk steun op 'n onlangse meditasie van Vader Richard Rohr. En ons gaan losweg die sit in mekaar se stilte daarop baseer. Maar eers, kom ons raak stil, kom ons raak bewus van ons asemhaling. Haal lekker diep asem. As jy so inasem, raak bewus van die genade van asem. Die genade van toegang tot asem en wat asem vir ons beteken. Hoe asem dalk ons eerste ervaring van lewe is. Van deelneem aan lewe. En as jy uitasem, ervaar ook die ligword daarvan. Hoe jou skouers effens sak. Hoe jy daardie ervaring het van lig word, van leegmaak. En rus daarin. As jy inasem, maak dalk seker dat die uitasem langer duur as die inasem. As jy so asemhaal, maak seker dat die inasem korter is as die uitasem, dat die uitasem langer duur as die inasem. Kom ons neem op hierdie manier saam deel aan ritme van lewe, aan asemhaling, die inasem, die uitasem, as ritme van lewe. Jou deelname, jou unieke deelname aan lewe. En nou dat jy rus hierin, miskien ervaar jy reeds dat daar 'n vrede by jou wil tuiskom. Maar dalk ook 'n suggestie van shalom, vrede sonder perke, geestelike vrede. Kom ons luister vervolgens na wat Vader Richard Rohr te sê het oor kontemplatiewe stil raak. So herinner Vader Richard Rohr dat hierdie kontemplatiewe praktyk nie 'n doel op sy eie is nie, maar dat dit terwille van iets is. Terwille van solidariteit met die lyding in die wêreld, die swaar kry in die wêreld. So sê hy dat een van die hooftake van kontemplatief stil raak is dat ons onttrek van die ego, van die self, van ons suiwer motivering vir sukses of mag, geld, beheer. Maar hierdie losmaak gaan eintlik nooit regtig volledig ophou nie. Maar dit het ook nie veel waarde tensy die losmaak ook gepaard gaan met 'n nuwe toewyding. Kom ons noem dit amper 'n koppeling, aanhegting as jy wil. Klink bietjie erg. Wat
ontdek ons na al die maande en jare wat ons 'n vorm van kontemplatiewe stilwees of meditasie beoefen, het ons 'n groter commitment, attachment, as jy die Engelse woorde wil gebruik, simpatie, empatie, meelewing met dit wat Richard Rohr in sy boek The Tears of Things die lyding van die wêreld noem. Het ons meer meelewing met byvoorbeeld die vroue en kinders in Gaza, die kinders in die Oekraïne, die mense wat honger ly in Afrika, die armstes van die armes, en almal wat oral in die wêreld gemarginaliseer word. As die leegheid van laat gaan nie gou genoeg gevul word deur vashou aan 'n diep solidariteit met die lyding en die swaarkry van die wêreld, sê Richard Rohr, hy twyfel of dit ware Christelike kontemplasie is, kontemplatiewe stilte is, of selfs betekenisvol is. Anders, sê hy, verval ons bloot weer in privaat spiritualiteit, en dit is juist wat kontemplatiewe stilwees nie wil wees nie. Dis hoekom ons praat van sit in mekaar se stilte. Ons het 'n groot deel van die geskiedenis van kontemplatiewe stilwees daaraan bestee om individuele suiwer motivering te soek. En dit is 'n werklike versoeking, maar gaan ons regtig die komende jare net daaraan wy om Jesus op 'n privaat vlak lief te hê? Wat beteken dit selfs om Jesus lief te hê? Ons het nou net deur die Paasfees gegaan, waar ons weer opnuut die ervaring van Jesus as meelewend, meelydend met die wêreld gehad het. Wat is die positiewe daad van liefde? Wanneer ons in stil meditasie of gebed verkeer, bid ons juis dat dit in ons sal groei. Terwyl ons valse motiverings en ego-gesentreerde bekommernisse laat gaan, dat ons bid, hoop en begeer dat daar 'n toename sal wees in meelewing, medelee, in omgee, in solidariteit met menslike swaarkry en lyding. Richard Rohr sê, hy glo dit is juis wat die kruis beteken, dat die opgestrekte arms van Jesus 'n daad van solidariteit en medelee met die menslike toestand is. En daarom, terwyl ons soggens en miskien elke oggend in stilte sit, laat ons dan bid dat dit presies is waarvoor ons bid. 'n Toename in medelee deur die aflegging van valse suiwerheidskodes en agendas wat ons meen heilig of waardig voor God se, onsself heilig waardig voor God se liefde maak. Maak nie saak of ons perfekte motivering of 'n perfekte kontemplatiewe praktyk het nie. Wat inspireer ons? Wat dryf ons? In plaas van perfeksie, laat ons dan groei, dat ons fokus op groei. Uiteindelik sien ons die groei slegs oor tyd, soos ons groei in gemeenskap met die wat ly, in solidariteit met menslike en meer as menslike pyn, en met die trane van die dinge. Kom ons raak dan ook stil en vir die volgende paar minute sit ons net so
in mekaar se stilte beleef ons hierdie solidariteit, meelyding met swaar kry. Kom ons sit in mekaar se stilte. Al weer lekker diep asem. Laat toe dat die rust, die shalom enerzijds by jou vestig, maar dat jy ook 'n diepe konneksie, 'n medelyde, 'n solidariteit met die swaar kry in die lewe vandag saam met jou vat. Shalom.